Goeiemôre. Baie welkom by ons kortlesingkie van wat ons graag vir julle wil aanbied. En die lesing se naam is God se finale oproep. Dit kom uit Openbaring 18 vers 4 wat sê, en ek het 'n ander stem in die hemel hoor sê, gaan uit my volk, sodat hulle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla mag ontvang nie. Wat beteken hierdie boodskap vir ons vandag? God roep ons vandag uit misleiding uit. Dat ons nie moet wees waar die wêreld vandag is onder misleiding nie. Ons weet Jesus se eerste woorde was toe hom gevra het van wat die wederkoms se tekens gaan wees. Het hy gesê pas op vir misleiding. En as hy gesê dis die tekens, dan moet ons verseker wees vandag dat ons baie maklik onder misleiding kan wees. Maar saam met hierdie reeksie wil ek graag vir julle die pad van my bekering wys, hoe ek tot die Here gekom het. Eerste vraag, en miskien het julle vandag daai vraag, wie of wat kan ek glo? Ek het daai vraag gehad. Baie keer in my lewe as 'n jong man, baie keer sit jy selfs in die skool en jy luister op onderwysers sê, dit maak nie vir jou sin nie. Baie keer wonder jy, kan ek al glo? Kan ek hom glo? Nou dit was deel van my lewe vir 'n baie lang tyd. En toe begin ek my eie besigheid. En daar was my lewe gewees. Ek het goeie geld gemaak, ek het 5 besighede gehad, en al het om drank en geselligheid en partytjies gegaan. Meeste van die dae het ek in die oggend vroeg begin kuier en verlaat vanaand teruggekom, en dit was my lewe. Ek het 'n sus gehad wat vir my gewerk het, as my sekretaresse, en my PA, my alles. Sy het die geldsaake gehanteer, en ek het niks nodig gehad om te doen nie. En een oggend, toe tel ek haar liggaam in haar kamer op, en my hele lewe val plat. Soos 'n plat, ek het geen doel meer in die lewe nie, geen begeerte nie, ek wil nie meer lewe nie. Ek weet nie waarvoor het ek die besighede gehad nie en alles nie. En vir 'n jaar lank probeer ek myself dooddrink. Ek is nooit by die werk nie, en julle kan vir julleself dink wat gebeur met 'n besigheid, as die baas nie daar is nie. So dit alles het agteruit gegaan. Na 'n jaar vat hulle my na 'n mannekamp toe. En op die mannekamp is dit asof daai persoon met my reguit praat. En ek besef daai aand dat ek nie die Here ken nie. Want hy het 'n vraag gevra, hy het gesê ons moet ons harte skoonmaak en ons gedagtes, sodat ons kan hoor wat die Here vir ons elkeen wil sê. En ek het werklik daai aand vir die eerste keer so gekonsentreer om my gedagtes skoon te hê, dat daar niks in my gedagtes was nie. En ek het niks gehoor nie. En toe na die tyd, toe vra die persoon vir die gehoor, dink julle God gaan met julle praat as hy julle nie ken nie? En daar het dit my geraak. Ek ken nie God nie. Ek het daai aand my eerste eerlike gebed gehad, 'n opregte gebed. Ek het gebid en gevra vir die Here, ek wil U ken. Asseblief Here, ek wil U ken. Daar het my lewe begin verander. Ek het al daai partytjie goedes gelos, dit was nou weg gewees, en ek het begin Bybel lees. En een oggend staan ek en ek was my hare. Maar wat of julle Bybel sê, toe ek teruggekom het, toe het my huwelik baie stuimelagtig geraak. Dit is baie beklei en alles, en ek het op 'n stadium besluit, ek kan nie so aanhou met bekleierery nie, ek gaan nou maar aanstap. En in een van daai oggende staan ek en ek was my hare. En ek hoor 'n stem sê vir my, wie is ek? En ek sê ek weet nie. En die stem vra vir my 3 keer wie is ek? En ek sê ek weet nie. En hy sê, liefde is 'n eindelose vergifnis. Ek het daai woorde die eerste keer gesien op my sus se Facebook, net na haar dood. Liefde is 'n eindelose vergifnis. Dit het my dadelik aangeraak, want my sus is op onnatuurlike maniere dood. En ek het gedink, wie haar geslaan het en aangerand het, het sy vergewe. Dit was nie in my gewees om dit te doen nie, ek wil wraak geneem nie. Maar toe daai stem vir my sê, liefde is 'n eindelose vergifnis, toe besef ek, hier is iets nie. En ek vra vir daai stem, is U die Here? En hy sê vir my, ja. Hoekom ek hom gevra het is, op 52 is dit die eerste keer wat ek die Bybel begin lees het. En ek het vir iemand gevra, waar moet ek begin? Hulle het my gesê, lees die boek Johannes. Nou die boek Johannes verduidelik dit baie mooi vir mense, dat God liefde is. Ek kan nie vir julle sê
wat in my gemoed aangegaan het nie. Ek kan nie. Ek het op die wolke gesweef. Ek was so kalm gewees, jy kon met my getoer het. Maar weet julle, die nadeel van dit hou nie lank nie. So gevoel hou nie lank nie. En ek dink elkeen van julle gaan met my saamstem. Wanneer jy 'n ontmoeting met die Here het, en jy daai spesiale gevoel, dat dit soms kwyn. Ek weet nie of dit my eie skuld was nie, maar vandag, 'n paar jaar later, besef ek, dat ons nog steeds 'n vyand het. En ek het begin wonder, het ek werklik met die Here gepraat? Was dit die Here met wie ek gepraat het? Was dit nie my verbeelding nie? Jy weet, en soos die tyd aangegaan, het die vlammetjie kouer geraak. Maar dit het my bly pla, hierdie stem. En ek het bly wonder, was dit die Here gewees? En dit was 'n draaipunt in my lewe gewees daai. Om te weet, was dit die Here of was dit nie die Here nie? Ek het gelukkig nie teruggestap op my ou weë nie. Ek het nie weer teruggegaan na die partytjies en goed toe nie. Ek het volhard Bybel lees, bid, alles. En soms stuur die Here mense op jou pad, of dinge op jou pad, om jou te laat besef. En ek het so baie dinge gehoor, dat ek vir myself die vraag gevra, wie of wat kan ek glo? Mag ek predikante glo? Kan ons vandag ons ouers glo? Kan ons vandag ons regerings glo? Nou ek wil vandag vir julle 'n paar professors, geleerde manne, se opinies gee. Dat julle weet en besef hoe groot my soeke was en hoe moeilik dit was vir my gewees het om te glo. Ek wil julle 'n boek wys, Myth of Reality, deur John Shelby Spong. Hy was 'n biskop gewees en hy skryf, die opstanding van Jesus was 'n geestelike opstand. Nee, niks met 'n fisiese liggaam te doen nie. So hy sê Jesus het nie werklik opgestaan nie. Met ander woorde, Jesus was net in ons gedagte gewees. Hy skryf verder, die verskyning van Jesus na sy opstanding was slegs visioene van wat sy disippels gehad het, omdat hulle groot behoefte gehad het om hom weer te sien. So hy sê Jesus het nie werklik opgestaan nie, hy is dood en hy het nie weer opgestaan nie. Hy sê die evangelisasies van Matteus, Markus en Lukas kan nie as letterlik geskiedenis geneem word nie. Nou as dit die waarheid is, wat het ons? Wat het ons om vas te hou? Daar was 'n tydjie terug 'n Jesus seminaar en een van die manne was professor John Dominic Cruzan. En hy skryf, ek verstaan dat beide Christus en Boeddha goddelik was. Op dieselfde manier, dit is inkarnasie van die heilige. Kan julle dit glo? Nou, wie of wat glo mens? Hy sê die kruisiging van Jesus was niks meer as kindermishandeling in sy hoogste vorm nie. Ons moet die seun lief hê, maar die Vader moet ons haat. Professor Bruce Malinga sê in sy boek, Jesus was niks meer as 'n toordokter nie. Hy het mense bedrieg. Nou, dis baie maklik, as jy nie 'n fondasie het nie, om sulke dinge te glo. Dit is baie maklik. Professor Andries van Aert, in sy boek Fatherless in Galilee, hy was 'n teologiese navorser en lid van die Jesus seminaar ook. En hy publiseer daai boek in die jaar 2000. En hy skryf, die moeder van Jesus was heel waarskynlik 'n vrou met twyfelagtige moraliteite, wat swanger geraak het deur 'n Romeinse soldaat. Hoor julle wat sê hy? Hy sê, Jesus se moeder was eintlik 'n hoer gewees. Jesus was moontlik 'n buiteegtelike kind, wat oor 'n vader gefantaseer het, en daarom het hy God as sy vader aanvaar. Nou, as 'n mens daai goed lees, en jy het nie werklik 'n ontmoeting met die Here nie, of jy kan nie glo in die Bybel nie, dan kan 'n mens baie maklik wegdwaal. En as 'n mens vandag na die wêreld kyk, waar die jeug is, en waar almal is vandag, dan is dit heel moontlik, dat hulle na hierdie dinge gekyk het, en nie glo nie. Hy beweer, in 1993 het Dr. Danius Veldsmann van Unisa beweer, die liggaam van Jesus is waarskynlik deur sy disippels gesteel. Nog 'n lid, Marcus Borg,
dit is heel moontlik dat die liggaam van Jesus deur honde geëet is. Is dit nie vreeslike dinge om te sê nie? Kan ons dit glo? So wie of wat kan 'n mens glo? 'n Ander ding wat ek agtergekom het in die lewe is, dat soms as ons lees, ons het nie insig met ons wat ons lees nie. En ek wil graag vandag met julle 'n toetsie doen as ek dit mag doen. Kan ek vandag met julle 'n oog-brein-koördinasie toets doen? Net om te toets, hoe lees julle vandag? Lees julle soos ek gelees het? En soms nog lees, as ek dit nie 2, 3, 4 keer lees nie, dan besef ek nie die begrip wat ek moet verstaan nie. Kom ons lees daai sinnetjie deur. En dan tel jy al die F's vir my in daai sinnetjie. Wil julle weer tel? Jy kan maar weer tel. Gaan ek julle nog 'n kans gee? Maar moet nou nie fout maak om net die letters te tel nie. Lees die sinnetjie. Want anders as jy taal gelees het en net getel het, weet jy nie wat daar staan nie. En soms doen ons daai fout. So leer hom nou nog een keer. Daar sê, wie sê 3? Wie sê 4? Wie sê 5? Kom ons lees hom weer 'n keer. Sien julle? My vraag is, lees ons die Bybel vandag so? Lees ons nie met insig nie, tel ons die woorde, wat doen ons? Kan ek julle toets vandag? Kom ons lees 'n vers. En lees hom met insig. Hier kom die wysheid te pas, wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens en sy getal is 666. Ek kom op baie plekke, dan vra ek vir die mense, wie wil graag my bakkie hê? Ek wil hom gratis weggee vandag. Daar's net een voorwaarde. Ek het in my bakkie binnekant het ek 'n stempel wat sê 666. En ek wil dit graag vir jou hier sit en op jou hand sit. Dit gaan nooit afgaan nie. Wie wil my bakkie se sleutel ruil vir daai stempel? En ek kry baie min mense wat sê ek wil. Ek wil. Maar kom ek lees nou vir julle die versie weer. Hier kom die wysheid te pas. Jesus sê, ons het wysheid nodig om te verstaan wat hy nou vir ons gaan sê. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken. So ons met wysheid en verstand het. Dan sê hy, want dit is die getal van 'n mens. En sy getal is 666. So wie se getal is 666? Nee, dis 'n mens se getal. Ek het geleer van so groot af. Dis die getal van die anti-kris. Jy vat niks wat 66 is nie, dis die duiwel se getal. Jy het dit nie gelees nie, geleer nie. Nou is dit hoe ons die Bybel lees. Is dit hoe ons die Bybel verstaan vandag? Na 'n paar jaar se Bybel lees en studies en goed, het ek agtergekom, dis hoe mense die Bybel lees. Want dis hoe hulle hom verstaan. Baie mense vandag wil met my argumenteer oor die Bybel op grond van dinge wat hulle gehoor het. Nie wat hulle gestudeer het en vir my wys nie, wat hulle gehoor het. En dis basies die wêreld se kennis vandag van die Bybel. So as ek as 'n jong man in die universiteit kom en ek het een van daai professors wat my professor is, wie gaan ek glo? Die woord van God of gaan ek glo wat die mense sê? Maar die Bybel sê vir ons in Jesaja 28, vir wie wil hy die kennis leer? En kyk mooi, die hy is met 'n hoofletter. So vir wie wil God die kennis leer? Vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborse weggeneem is. Nou julle moeders wat kindertjies gehad het, daai klein kindertjies was vasgesuig aan daai bors vir 'n hele lang tyd. En dan het hy groter geword en julle het vir hom kos begin gee. En soos hy sterker en groter geword het, wil hy naderhand nie meer gedrink het nie. Hy het gesit en geëet.
En as hy net dit reg kry, het hy gegryp en probeer vandag jou kinders voer. Dis wat die Here sê, ons moet groot word en ons moet kan verstaan wat ons lees. Vers 10 sê, want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. So wat beteken dit? Kan ek die Bybel vat en deurlees en alles verstaan? Nee, ek moet soms terugkom en gaan kyk wat ek in die Ou Testament gelees het, om weer te sien waarvan ek nou lees in die Nuwe Testament. So ons moet die Bybel van voor tot agter as 'n geheel vat en saam lees. Hulle sê selfstudie is die sleutel na kennis. En kennis is die sleutel na wysheid. Wat beteken dit? Wat beteken om kennis en wysheid te hê? Hoe pas ek dit toe? Julle vrouens, as ek vandag vir julle vra, 'n tamatie, wat is 'n tamatie? 'n groente of 'n vrug? Ja, is 'n vrug. Ek het nog nooit 'n vrugteslaai geëet met tamatie in. Dis kennis wat ek het, is 'n vrug. Wysheid pas ek toe, ek sit dit nie daarin nie. So waar het ek begin? Waar het ek begin? Ek het gaan begin lees, wat sê die Here in Matteus 24. En ek het gelees, hy sê, pas op dat julle mislei word nie. Nou, hoe weet ek vandag of ek mislei is? Hoe weet julle vandag of julle mislei is? Hoe weet jy? Jy gaan eers weet as jy die kennis het of kry om te besef, dit wat ek geglo het, is nie die waarheid nie. So met ander woorde, ek moet eers die kennis kry, voor ek kan besef, ek is mislei. Reg of verkeerd? Nou wil ek vir julle sê, ek het dit nou vir julle gesê, selfstudie is die sleutel. Onthou dit altyd. Onthou altyd dat julle moet kyk en self gaan studeer. Selfs dit wat ek vandag vir julle sê, moenie dit glo nie. Gaan nou terug in die verse wat ek vir julle gegee het, gaan kyk of dit so is of dit nie so is nie. Gaan doen die studie self. Maar dan wil ek julle vra, kan ons sê dat alles wat ons studeer en dit wat julle verder gaan studeer, moet net in die Bybel kom, wees. So as dit nie in die Bybel is nie, is dit nie verby nie. 'n vraag wat ek vir julle wil vra vandag. Die stem wat met my gepraat het, was dit Jesus? As dit Jesus was, kan ek glo hy is ons verlosser? Of is die beweringe van daai professors waar? Is dit waar? Wat het my oortuig? Wat het my oortuig dat daai stem die stem van die Here was? Daar's 3 goed wat ons kan gebruik om die Bybel waar te bewys. Dis profeseë en die Bybel is vol van profeseë. Inteendeel, dis een van hierdie profeseë wat my gegrond het op die Bybel. Die tweede ding is geskiedenis. Geskiedenis dat as die profesie dit gesê het en tyd het verbygegaan dat dit gebeur het, dan is die profeseë waar. En dan argeologie. Baie mense het baie dinge wat in die Bybel was nie geglo nie. Val nasies en goed omdat hulle nie meer bestaan nie. En die argeoloë wat dit opgegrou het, die bewyse gekry, dit wat die Bybel sê, waar is. Nou wat het my oortuig? 'n merkwaardige profesie in die Bybel. En weet julle wat vir my baie hartseer is dat baie min mense in die wêreld weet van daai profesie. Want as die mense in die wêreld daai profesie reg verstaan, sal daar nie so baie misleiding wees nie. Maar jy moet altyd onthou, 2 Petrus 1 vers 19 sê, ons het 'n profetiese woord wat baie vas is, waarop jy tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, tot die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Vers 10:20 sê, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitleg is nie. Dat julle moet dit altyd onthou. Ek het net tot bekering gekom, toe kry ek 'n boekie van 'n persoon wat vir my sê, of wat die boekie vir my gee, oor Openbaring 13. En vandag verstaan ek Openbaring 13, en as ek sien wat daai man se interpretasie was, dan wonder ek hoeveel boekies het hy uitgegee. Hoeveel van daai boekies het hy vir mense gegee, wat vandag onder daai misleiding is. So dit is nooit 'n saak van eie uitleg nie.
Nou met hierdie profesie wat my oortuig het Daniël vir ons 'n leidraad gegee in Matteus 24. Die Here sê, gaan kyk wat die profeet Daniël sê. Gaan kyk wat sê hy. En ek het gaan kyk wat sê hy. Want baie min mense weet wat in die boek Daniël staan. Ek is seker as ek vir julle vanaand vra, gaan julle almal vir my sê, o, Daniël was in die leeukuil. Daniël se vriende was in die vuuroond. Daar was 'n beeld in Daniël. Maar min mense van julle gaan vir my vandag sê, van die profesieë, in die verskillende profesieë, hulle gaan nie weet daarvan nie. In Daniël 2 vers 28 sê Daniël, hy het koning Nebukadneser bekend gemaak, van die einde van die dae sal gebeur. Nebukadneser was 'n heidense koning, wat 'n droom gehad het. En ek sal later in die reeks die droom vir julle verduidelik, dat julle sien. Maar met die uitleg dan sê Daniël vir hom, die Here het aan u koning verduidelik wat aan die einde van tyd gaan gebeur. Nou dink julle nie ook dat ons aan die einde van tyd leef nie? Ek is oortuig dat ons aan die einde van tyd leef. So dan is dit definitief nie net vir Nebukadneser van belang nie, is baie belangrik vir ons ook. En dan sê hy verder, die droom is waar en die uitlegging is betroubaar. Daniël het die uitleg by die Here self gekry. Nou kom ons kyk 'n bietjie na daai merkwaardige profesie. Daai profesie lees ons van in Daniël 8. En nadat Daniël daai visioen gehad het, was hy gedaan. En hy was vir dae lank siek gewees. En hy was verstom oor die gesig, maar niemand het dit opgemerk nie. Daniël 8:26 sê, en die gesig van die aandes en die môres waarvan Daniël gespreek het, is waarheid. En jy hou die gesig geheim, want dit sien op 'n verre toekoms. So vir 'n tweede keer, hierdie is nou 'n engel wat met Daniël praat. Hierdie gesig is op 'n verre toekoms. Nou mense, daai toekoms het aangebreek. Dis vir ons. Maar vanaand gaan ek nie daai hele profesie met julle doen nie. Ek gaan net die eerste gedeelte doen, want dis die gedeelte wat so merkwaardig is, wat die Bybel vir my 100% akkuraat bewys het. Nou kykie verder, 13 jaar later, skryf Daniël in Daniël 9 vers 21, terwyl ek nog gespreek het in die gebed, het die man Gabriël wat ek uitgeput van vermoeienis in die gesig gesien het, na my gekom omtrent tyd van die aandoffer. So 13 jaar voor hierdie gebeure, was Daniël moeg en uitgeput. Dit moet die visioen in Daniël 8 gewees het. Nou kom die engel na hom toe, terwyl hy besig is om te bid. Waarvoor bid Daniël? Daniël was in gevangenis in Babylon. En daar was 'n profesie wat gesê het, hulle gaan net 70 jaar daar wees. So en Daniël het gesien dat die 70 jaar amper verby is. So nou bid hy. Maar Daniël bid nie alleen vir homself nie. Hy bid vir sy volk. Hy bid vir die mense. En hy bid vir almal. En soms moet ons daai lesse leer wat Daniël gedoen het. Sy getrouheid aan die Here, sy geloof in die Here en wat hy gedoen het. So hy bid en terwyl hy bid, kom die engel. En in Daniël 9 vers 22 sê, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. Waarvoor wil hy hom insig gee? Hy wil hom insig gee oor die droom, daai tye wat hy gesien het. En hy sê in vers 24, 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te volëindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is te salf. Dis 'n hele mondvol. 70 sewetalle gee die Here vir hulle kans om reg te kom en terug te kom na die Here toe. Vers 25 sê, nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord om Jerusalem te herstel en op te bou tot 'n gesalfde, 'n vors, is 7 sewetalle en 62 sewetalle lank. Sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. So daar gee die Here 70 sewetalle, maar hy gee verskillende tydperke in daai 70 weke. Vers 26 sê, en na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom,
sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees en tot die einde sal dit oorlog wees. Vasbeslote verwoesting. En kom ons lees in vers 27 ook en dan het ons net klaar gelees vir 'n bietjie. En hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. So wat sê Daniël? Hy sê 70 sewetalle, waarvan die eerste sewetalle word Jerusalem herbou. 62 sewetalle later sal 'n vors gesalf word. En dan in die helfte van daai laaste sewetal gaan spys en drankoffer ophou. Wat beteken dit alles? Nou as daai professors hierdie profesie gaan kyk het, om gaan studeer het, sou hulle nie daai aantuigings gemaak het, wat ons nou na gekyk het nie. Daar sit nou net vir julle, 7 sewetalle om Jerusalem te herstel, 62 sewetalle word die hoogheilige gesalf, en in die helfte gaan slag en spysoffer ophou. Nou kom ons kyk bietjie na die 70 sewetalle. 'n 70 maal met 7 is 490. 7 maal daai is 49, 434 en dan op die einde weer 490. Onthou wat Petrus ons gesê het, dit is nie 'n saak van eie uitlegging nie. So 70 sewetalle. So met ander woorde, die Here het hulle 'n tydperk gegee. Nou kom ons kyk in tydperk vandag, dan dink ons aan 'n week. So as die Here vir ons 70 weke gegee het, wat beteken 'n week dan? Wat beteken 'n dag en 'n week dan? Jesegiel 4 vers 6 sê, vir elke jaar lê ek jou 1 dag op. So Jesegiel sê vir ons, dat 1 dag gelyk is aan 'n jaar. Maar Numeri sê presies dieselfde. 40 dae vir elke dag 1 jaar. 40 jaar lank. Met ander woorde, nie 40 dae nie, maar 40 jaar. So ons kan vandag sien dat 1 dag is 1 jaar. So nou het ons iets gesien van daai 70 sewetalle. Is dan 490 jare. Okay? Nou waar begin hierdie tydperk? Waar gaan dit nou begin? Onthou Petrus sê, is nie eie uitleg nie, ek moet dit in die Bybel kry. Nou waar kry ons dit? Ons kry dit in Daniël 9 vers 25. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel en op te bou, is 7 sewetalle. So ons moet 'n datum kry wanneer daai bevel uitgereik is. Is daar so 'n datum? Was daar so 'n bevel gewees om Jerusalem te herstel? Ja, ons lees daarvan in die boek Esra. En dit is die afskrif van die brief van koning Astarsa, wat gegee het aan Esra. Deur my is bevel gegee dat elkeen van die volk van Israel en van sy priesters en leviete wat in my koninkryk gewillig is om na Jerusalem terug te trek, met jou mag saamgaan. So Artasasta gee bevel, julle kan gaan. Nou daai dag, wat is daai dag? Want dit moet ons begin datum wees. Nou noukeurige historiese berekening plaas die 7de jaar van koning Artasasta as die jaar 457 voor Christus. So ons het nou 'n datum waar hierdie profesie begin. 457 voor Christus. Daar was meer as 1 dekreet, daar was 3 dekrete, daar was eintlik 4 dekrete. Maar die een van Artasasta van 457 was die mees volledigste. Hy het nie net toestemming gegee nie. Hy het briewe gegee om deur die provinsies te gaan. Hy het materiale gegee en het alles moontlik gemaak om die ander goedes te gaan doen. Nou kan ons bietjie gaan kyk na die verdere uitleg. Kom ons kyk na die verdere uitleg. 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. 7 sewetalle om Jerusalem te herstel. As ons na die grafiek kyk, dan sien ons 457 voor Christus en ons sit nou 49 jaar by. En onthou in die Ou Testament, as jy jare bysit, dan trek jy dit af. So dan kom ons op 408 voor Christus. Is dit akkuraat gewees? Ons kry 'n leidraad in die Bybel wat sê in Johannes 2 Johannes 2 vers 20 sê, dit was presies 46 jaar vir daai tempel herbou is. Maar nou sê hulle vir my, maar daar kort 3 jaar. Dis waar.
Maar ek wil ons 'n bietjie dink. In die tyd van daai mense, toe daai tempel herbou is, het hulle trokke gehad, treine, vliegtye. Wat se vervoer het hulle gehad? So dit het hulle basies 3 jaar gevat om al daai goed aan die kant te kry. Presies. Dan kom ons kyk na die tweede deel. En 62 het hulle tot op 'n gesalfde. As jy nou weer die berekening doen, 7 weke, plus die 62 sit ons op 69 weke. Wat gebeur daar? Wat gebeur 69 weke later? As jy sien, dan kom dit op die jaartal 27. Onthou net, 'n jaar voor Christus, dan is dit nie 'n jaar 0 nie, dis 'n jaar na Christus. So daar's nie 'n jaar 0 nie. Daar was berekenings al gemaak in die verlede, wat hulle dit vergeet het en 'n ekstra jaar bygesit het. Onthou, daar is nie 'n jaar 0 nie. So die berekening wys vir ons kom uit in die jaar 27 na Christus. Wat het daar gebeur? In die jaar 27 na Christus is Jesus gedoop. 2 datums gegee, al 2 vervul, tot op die letter. Lukas bevestig daai datum van 27 na Christus. Hy sê in die 15de jaar van die regering van keiser Tiberius. Nou as jy weer die berekening gaan doen en alles gaan navors, dan was dit in die jaar 27 na Christus. Maar kyk net wat gebeur daar. Die Heilige Gees is teenwoordigheid. Matteus sê in Matteus 3 vers 16, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. So die Heilige Gees is teenwoordig. Wat kort nou nog? Wat kort dit nou nog om perfek te maak? Selfs die Vader gee erkenning. Matteus 3 vers 17 sê, en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Op die regte tyd is Jesus gebore. Op die regte tyd is hy gebore. Petrus het dit ook so gesien. In Handelinge 10 vers 38 sê hy, met betrekking tot Jesus van Nasaret, God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Onthou die profesie sê, 'n vors gaan gesalf word. Jesus was die vors wat gesalf word. Maar nou, daai profesie van 70 weke, het ons nou nog net 69 gedoen. So daar bly 1 week oor. En wat sê die profesie? Kom ons kyk daarna. Daniël 9 vers 27, en hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. So iets moet in daai helfte van daardie week gebeur. Wat het in die helfte van daardie week gebeur? Wat is die helfte van daardie week? Is 27 plus 3,5 jaar. Dit gee ons rolweg in die jaartal 31 na Christus. Wat het daar gebeur? Want hy sê, en gedurende die helfte van die week gaan slagoffer en spysoffer ophou. Wat het daar gebeur? Daar's dit. Daar's die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Presies in die helfte van daai week word Jesus gekruisig. Presies. Kyk wat sê Galasiërs 4 vers 4. Maar deur die volheid van tyd gekom het God sy seun uitgestuur. Wat is die volheid van tyd? Die volheid van tyd was die profesie, het op sy einde gekom. Hy was amper teergeloop, dit was klaar gewees. Op die regte tyd is Jesus gebore. Weet julle hoe akkuraat was dit gewees? Weet julle? Die dag toe die hoofpriester die lammetjie wou slag vir die middagoffer, toe hy daai mes vat en hy sit hom teen die keel van daai lammetjie, toe blaas Jesus sy asem aan die kruis uit. Julle weet wat het gebeur het? Die voorhangsel het van bo af geskeur. Dit was duisternis, 'n aardbewing. Die priester laat val die mes en daar hardloop die lammetjie weg. Dit was nie nodig om daai offer te bring nie, want die ware lam het aan die kruis gesterf. Wat dink julle gaan daai professor sê as hulle die profesie verstaan? Sal hulle woorde terugtrek? Dit is soms baie moeilik vir mense om terug te staan en weg te staan van dit
wat hulle geglo het. Johannes 3 vers 16 sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Maar luister nou, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Nie wat die wêreld sê vandag, almal is gered, almal glo in Jesus, almal gaan hemel toe. Nee, hulle wat in hom glo, en om in Jesus te glo, beteken ek doen wat hy sê. Beteken vandag, professor, as jy hierdie profesie hoor, wat Jesus gesê het, aanvaar jy dit, en jy leef dit en jy vertel dit vir die mense, jy gaan nie voort met wat doen. Dis wat dit beteken om te glo. Maar daai laaste week het nie geëindig in 31 na Christus nie. Dit het geëindig op 34 na Christus. Wat het daar gebeur? Wat het aan die einde gebeur daar? Handelinge 7 vers 59 sê vir ons. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aangeroep en gesê het, Here, ontvang my gees. So wat gebeur? Die Here gee vir hulle ultimatum, 70 7-talle. Kom terug na my toe. Hoor wat die profete sê, aanvaar wat hulle sê, glo in my, bely julle sondes, kom terug na my toe. 490 jaar is verby. Wie kruisig hom? Wie het hom gekruisig? Die volk het die keuse gehad. Wie wil julle hê vandag? Barnabas of Jesus? Geef ons 'n Barnabas. So sy eie volk het hom gekruisig. Wat doen Jesus? Die ultimatum sê, ek gee vir julle daai tyd, so julle tydperk het uitgeloop. Wie staan daar? Paulus staan daar. Julle ken die verhaal van Paulus, wat word met Paulus? Paulus gaan na Damaskus toe, het 'n ontmoeting met die Here, en daarvan af gaan hy na die heidene toe. En hy word die disipel van die heidene. Beteken dit nou vandag dat die volk van Israel of die Jode nie meer kinders van die Here kan wees? Nee. Ongelukkig het hulle meer die voorreg om in die volk gebore te word nie. So, net soos ek en jy vandag moet vergifnis vra en Jesus aanneem, moet hulle dit ook vandag. So daar's die 70 7-talle vir julle in 'n skets. 7 7-talle, Jerusalem is herstel. 62 7-talle later, Jesus is gedoop. In die helfte, spys en drankoffer het opgehou. Ons het gehoor nou, die lammetjie het weggehardloop. Spys en drankoffer is klaar, ons doen dit nie meer nie. Dis nou my uitleg. Wie moet ek glo? Wie moet ek glo? Kan ek vir Jesus glo? Dink julle ek kan hom glo? Kom ons kyk wat sê Jesus self. In Matteus 21 vers 37 verduidelik hy van die landbouers. Wat hy sy knegte uitgestuur het, hulle het hulle geslaan, doodgemaak. Hy het weer uitgestuur, hulle het geslaan en doodgemaak. En toe stuur hy sy seun uit. En toe die mense dit sien, hoor wat sê hulle in vers 38. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam, kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem. So, dis Jesus se woorde. Hy stuur die seun om die gaan haal, hulle erken, dis die erfgenaam, ons maak hom dood. En Jesus vra vir hulle, wat sal julle nou doen aan daai landbouers? En in hulle eie woorde antwoord hulle, die slegte mense sal 'n slegte dood laat sterwe. So hulle sê self, daai mense wat nou die erfgenaam doodgemaak het, moet 'n slegte dood sterf. En Jesus sê die volgende woorde, daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem word en aan 'n volk gegee word wat vrugte sal dra. Het hulle verstaan wat Jesus gesê het? Vers 45 sê, en toe die owerpriester en die fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat hy van hulle spreek. Wat sou julle gedoen het? As jy hoor, ek het nou 'n groot fout gemaak, sê nie reggemaak het nie. Dink julle op daai stadium het hulle geweet, dis die verlosser? Dink julle so? Ek dink so. Ek dink regtig hulle het geweet dis die verlosser, maar hulle het nie. En soos ek sê, daar staan Paulus, en in Handelinge 13:46 sê hy,
Aangesien julle dit egter verwerp en julle self nie die ewige lewe nie waardig ag nie, kyk, ons wend ons tot die heidene. Hy sê dit weer in Handelinge 18. Maar toe hulle aanhou om teestad bied en godslasterlik dinge te spreek, het hy die klere uitgeskit en vir hulle gesê, julle bloed is op julle hoof. Ek is rein en van nou af sal ek na die heidene gaan. Hulle het geweet. Hulle het tyd gehad soos ek en julle vanaand tyd gehad het om reg te maak. Die Here het hulle nie verdoem daar nie. Ons word eers verdoem met die wederkoms of wanneer die genade deursluit. Maar dit moet in ons harte opreg wees. Wat sal daai professor sê? Sal hulle sê, Here, ons het 'n fout gemaak. Vergewe ons. Of gaan ons maak soos die Jode vandag maak? Voor 'n muur staan en ween vir 'n verlosser wat nog moet kom. Ons het 'n keuse vanaand om te maak. Jesus is ons skepper. In my hart is daar geen twyfel of God se woord waar is en of Jesus ons verlosser is. Geen twyfel nie. Daai stem wat met my gepraat het, was nie my gedagte nie. Dis hierdie profesie wat my nader aan die Here getrek het. Op 'n baie moeilike tyd in my lewe. En dan besef ek vandag, is dat die Here verskillende maniere, op verskillende plekke, met verskillende mense doen, om hulle nader aan hom te trek. Ons is nie almal op dieselfde pad nie. Maar moenie maak soos ek amper gemaak het, om daai stem te verwerp nie. En om die stem te vra nie. Wie kan ek glo? Ons het vandag 'n keuse. Glo ons die profesie, glo ons God se woord. Dit wat ek vandag vir julle gesê het, is dit in die Bybel? Dis in die Bybel. Ek glo dit. Maleagi 3 vers 7 sê, keer terug na my en ek wil na julle terugkeer. Ek sal vir julle 'n God wees, want julle sal na my terugkeer met julle hele hart. Kom ons maak 'n besluit vir die Here vanaand. Dankie, kom ons sluit af. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand in u teenwoordigheid kan wees. Om net vir u dankie te kan sê vir u woord, wat 'n vaste lamp is, Here, wat vir ons kan rigting gee, wat lig op ons pad kan bring. Dankie vir die profesie. Dankie, Here, dat ons weet en nie hoef te twyfel en te luister na professors, professore en verkeerde valse profete. Lei ons uit u woord uit en u woord alleen. Ons loof u en ons prys u in Jesus naam. Amen.